Julle bring reeks 2 van die Hart van God en doen daai ding uit. Terwyl die eerste Hart van God reeks ook revive word met Charmaine Streicher. Hoe bou hierdie geestelike reekse op mekaar en wat kan mens verwag om prakties te beleef? Ja, ek dink as jy die Hart van God reeks 1 gedoen het en doen daai ding 1, dan behoort jy baie uit te sien na die tweede reeks in albei hierdie kursusse. Ons het al baie navraag gekry van wanneer kom die tweede Hart van God reeks uit. Dit bou eenvoudig daarop dat jou kennis oor Christus, ek praat nou spesifiek eers van die Hart van God reeks, jou kennis van Christus word net meer en meer. Ons gaan baie dieper. Hy begin met messiaanse psalms, né? Ja. Ja. So daai diepte van kennis is jy moet dit in jou lewe hê, regtig waar. En ook hoe meer 'n mens die kennis van Christus kry, hoe meer smag jy daarna, hoe meer wil jy leer. Wat die doen daai ding aanbetref, gaan ons dan nou nog meer uitbrei ook oor dit wat ons wat hy in die vorige kursus vir die ouens aangebied het. Meer motivering, meer waaraan moet jy aandag gee, wat moet jy vermy, waarvoor moet jy jou ore toedruk. En dan Charmaine, definitief, sy gaan vir ons die eerste reeks aanbied. Sy gaan nou nie die hele kursus, sy gaan die hele kursus dek, maar sy gaan nou nie vraag vir vraag nie. Ons gaan spesifieke hoogtepunte of belangrike punte uithaal en sy gaan dit aanbied. En ons is baie opgewonde daaroor, want almal wat die Hart van God reeks gedoen het met 'n passie, het teruggekom en gesê, dis uniek. Dit is iets wat hulle nog nooit voorheen gedoen het nie en dit het hulle pad met die Here soveel versterk. En daarom is ons so bly vir Charmaine dat sy dit gaan doen. Ons het ook agtergekom, want ek merk mos nou al die opdragte dat sy het ekstra navorsing gaan doen en daar antwoorde uit kon jy agterkom, sy dieper gaan delf en dit is hoekom ons gevoel het en sy het daai kursus gegryp met alles en daar's baie ander studente wat dit ook gedoen het. Ek sonder nie iemand uit nie, maar Charmaine het haar hand opgesteek en gesê hier is ek wil graag iets vir die Here doen en ek dink dit is wat die hele doen daai ding ook op die ou end so uniek maak dat mense gaan verskillende dinge kan doen, maar op die ou end is dit vir die Here wat jy dit doen. En daarin lê die satisfaksie. Dit is wat vir jou die meeste bevrediging gee, wanneer jy sê, Here, U het sekere dinge vir my gegee, en U het vir my 'n liggaam gegee, en ek moet daarna kyk, verstaan jy? En as jy dan daarna kyk, is die reward daar. Wat is reward in Afrikaans? Die beloning is daar. Dankie my liefling. Ek wil net gou terugkom na jou eerste vraag, het jy so mooi begin deur te sê, doen daai ding het van 'n boodskap na 'n beweging ontwikkel, ja. Nou, dit is so mooi gestel en dis presies wat dit is. Want ons het al selfs in ander provinsies gekom en dan is daar mense wat ons herken en dan sê hulle dokter, ons doen hy ding. Of pastoor, ons doen hy ding. En iemand vra nou die dag vir my, nee, waar kry julle dit in die Bybel? Jy kry mos daai fariseërs wat vir alles 'n skrif soek. En ek raak onmiddellik kwaad, ek kan ook kwaad raak. En ek sê vir die persoon, want sy die vorige week verjaar, ek sê vir haar, ek hoor julle het 'n lekker partytjie gehou met jou geboortedag herdenking. Ja, ek sê ek hoor hulle het groot gegaan, hulle het jou goed bederf en dit was 'n uithaler geleentheid. Ja, ek sê waar is die skrif daarvoor? Dat jy jou geboortedag moet herdenk en so 'n groot partytjie moet hou. Ek sê het jy vanoggend jou tande geborsel? Ja, natuurlik. Ek sê waar is die skrif daarvoor? Jy weet mense raak mal. Doen daai ding het absoluut van 'n boodskap na 'n beweging ontwikkel. En hoe meer mense na ons gaan kyk, hoe meer gaan hulle sien en hulle gaan ervaar en dit gaan iets binne in hulle wakker maak van ons wil ook daai ding doen. Yes.